Goeiedag liefde, dit is weer 'n voorreg om saam met jou tyd in God se woord te kan spandeer. En van my pastoor Retief Boysen en die hele beleefspan, baie dankie dat jy saam met ons hierdie oordeenkings volg. Nou ons het gister genoem dat hierdie week vir ons 'n baie spesiale mylpaal is. Ons vier 100 weke van daaglikse oordeenking saam. Nou dit is ongelooflik om te dink hoeveel mense saam met ons deur God se woord daagliks stap. En op hierdie stadium is ons presies 11 mense weg, met opname is ons 11 mense weg van 5000 subscribers op hierdie kanaal. So, as hierdie oordeenkings vir jou waardevol is, wil ek jou sommer vra, druk gerus die subscribe knoppie as jy nog nie het nie, en deel dit dalk met iemand anders. Nou ons bid dat nog meer mense saam met ons deur God se woord sal groei. Hierdie week, kyk ons na 'n baie belangrike onderwerp. En as jy gister ingeskakel is, jy presies weet waar ons praat. Ons praat oor wanneer God ons tug. Gister het ons gesien dat God van elke gelowige verwag om vrug te dra. Dis Jesus self wat vir ons sê in Johannes 15 vers 2, hy sny elke loot wat in my nie vrug dra nie, en elke loot wat vrug dra, maak hy skoon sodat dit meer vrug kan dra. Geliefde, met ander woorde, God is nie onverskillig oor hoe ons geestelike lewens lyk nie. Hy kyk na ons lewens en hy sien wanneer ons groei, maar hy sien ook wanneer ons nie groei nie, wanneer ons beginne afdwaal. En dis presies waar God soms dan begin ingryp in ons lewens. Nou, die vraag, dis 'n belangrike vraag. Hoe herken 'n mens wanneer God besig is om in jou lewe in te gryp? Baie mense dink God se tug beteken iets dramaties, iets groots, maar dikwels begin dit by baie eenvoudiger dinge. Dit begin eintlik eenvoudig. Dit begin met oortuiging in jou hart. Jy weet iets in jou lewe is nie reg nie. Dis die Heilige Gees wat jou daarop begin uitwys. Soms gebeur dit deur God se woord. Soms deur 'n preek, soms deur 'n gesprek net met iemand, 'n gewone gesprek, en jy voel net iets in jou binneste. En skielik, dan begin besef jy, daar is iets wat dalk net moet verander. Nou die psalmdigter sê vir ons in Psalm 119 vers 67. Voordat ek verdruk is, het ek gedwaal, maar nou onderhou ek u woord. Nou geliefde, dis 'n baie belangrike insig. Hy sê eintlik, ek het eers afgedwaal, maar toe God ingryp, het dit my teruggebring na sy woord. Nou sien jy wat gebeur hierso. God se ingryping is nie bedoel om jou of my te breek nie. Dis bedoel om ons terug te bring na hom toe. Baie mense maak egter 'n baie groot fout. Wanneer God begin werk in hulle harte, begin hulle weerstand bied. Hulle raak selfverdedigend, hulle ignoreer die oortuiging, hulle probeer dit wegredeneer. Maar wanneer ons teen God se werk in ons lewens begin druk, maak ons dit net moeiliker vir onsself. Nou die waarheid is eintlik die volgende, en dis eenvoudig. God se ingryping is eintlik 'n teken van sy liefde. Hy is 'n vader wat nie sy kinders los wanneer hulle begin afdwaal nie. Hy roep hulle terug. En daarom is die belangrike vraag nie net waarom gryp God in nie, die belangrike vraag is, hoe reageer ek en jy wanneer hy wel ingryp in ons lewens? En dis presies waarna ons die volgende paar dae gaan kyk. Want wanneer ons reg reageer, dan begin God weer vrug in ons lewens bring. En ek wil weer eens net aan die einde van die oordeenking net so baie dankie sê vir almal wat inteken, inskakel, like, subscribe en share. Ek het dit in die begin genoem, ons is omtrent so 11 mense weg van 5000 op hierdie oomblik van opname. Dalk as jy die video kyk en is dalk meer as 5000, dan is daar 'n paar ouens wat ingeteken het in die laaste paar ure. Maar ons is dankbaar vir julle en dat julle saam met ons reis. Die volgende weekie môre gesels ons verder saam, maar vir nou, kom ons bid. Hemelse Vader, so baie dankie vir u genade oor ons lewens, en dankie dat u beloof dat u sal in die kinders, in ons lewens, u kinders, u sal ons tugtig, u sal ons vermaan, u sal ingryp, u sal snoei, u sal kom werk in ons lewens, sodat ons meer vrug kan dra. En daarom weet ons, Here, daai is 'n genade tug, dat u kom inmeng in ons lewens, is deel van u genadeplan, dat ons nie alleen op hierdie aarde wandel, of ons doen nie ons geloof op ons eie nie. En ek dankie Here, ek dankie so baie vir die reeks, ek dankie vir wat Jesus vir ons kom leer het in Johannes 15, mag ons as gelowiges inlê en leer om reg te reageer wanneer u ons tug. Ons loof u, ons eer u, nou sê dit als die kosbare mooi naam van Jesus Christus, amen en amen. Geliefde, gaan in vrede, totsiens.